Vriende, baie welkom by ons erediens vanoggend. Soos julle weet, saai ons nie direk uit nie. Maar dit beteken dat jy nie alles in die erediens sien gebeur en saam beleef nie. So het ons verlede week dankfees gehou, dit was 'n sang erediens en dan is dit moeilik om dit natuurlik dan voor die tyd op te neem. Hierdie week het ons belydenis van geloof, belydenisaflegging, en daarom kan ons dit ook nie nou hier deel van maak nie, omdat die dienste vooraf opgeneem word. So as jy die YouTube skakel dan vanoggend gekry het, dan is dit net die gewone erediens sonder die belydenisaflegging en die nagmaal vir die jong mense wat daarmee saamgaan. Kom ons word stil vir 'n oomblik. Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Vriende, die Here die Almagtige groet jou vanoggend. Die een wat die onmoontlike moontlik maak. En hy sê vir jou genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Kom ons sing saam daar waar jy is. Jy ken die lied goed, al sou die vrye boom nie bot nie, 'n pragtige lied. Sing dit sommer lekker saam. Al sou die vrye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, die beeskralle sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Sou die vrye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskralle sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dit donker word hier rondom my en ek voel of die hand verwyder is van my, sal ek op U vertrou. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop.
Die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die vaderbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vriende, ons teksgedeeltes sal op die bord verskyn, of dan op die skerm verskyn, en jy is welkom om dit dan saam met ons te lees. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend en in hierdie dag diep bewus kan word van u teenwoordigheid. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. O Vader, en ons bid dat u deur u Gees u woord kragtig aan ons sal oopbreek. Mag vanoggend 'n oggend wees waarin elkeen van ons diep bewus word waar die onmoontlike moontlik kan word. Here, ons is afhanklik dat u deur die woord met ons praat en ons bely nou daardie afhanklikheid. Kom Gees van God en raak ons aan. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons teksgedeeltes, die hoofgedeelte waarmee ek nogal bietjie wil werk is Deuteronomium 32 vers 26 tot en met 42. En ek hou dit aan jou voor. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Ek is die Here, die God van al die mense. Is iets vir my onmoontlik? So sê die Here. Ek gee hierdie stad in die mag van die Galdeërs en die mag van koning Nebukadneser van Babel. Hy sal dit verower. Die Galdeërs wat teen hierdie stad veg, sal dit aan die brand kom steek en dit afbrand. Ook die huise waar die inwoners my getart het toe hulle vir Baal wierook gebrand het op die dakke en waar hulle drankoffers vir hulle ander gode uitgegiet het. Die mense van Israel en Juda het van jongs af net gedoen wat verkeerd is in my oë. Die Israeliete het my getart met goed wat hulle self gemaak het, sê die Here. Van die dag af dat hierdie stad gebou is, tot nou toe het dit my gloeiende toren so laat ontvlam, dat ek die stad wil wegvee voor my. Die mense van Israel en Juda het my getart met al die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. Hulle konings, hulle amptenare, hulle priesters, hulle profete, elkeen in Juda, al die inwoners van Jerusalem. Hulle het hulle rug na my toe gedraai, nie hulle gesigte nie. Ek het hulle vroeg en laat geleer om goed te luister, maar hulle wou nie hoor nie. Hulle wou nie uit die straf leer nie. Hulle het hulle afskuwelike afgode in die huis gesit waaroor my naam uitgeroep is, en so het hulle my huis verontreinig. Hulle het hoogtes vir Baal gebou in die Ben Himnondal, om hulle seuns en dogters vir Molek as offers te laat verbrand. Ek het hulle dit nie beveel nie. So 'n afskuwelike gedagte om vir Juda te laat sonde doen, het nie eens by my opgekom nie. Doch, sê die Here, die God van Israel, vir hierdie stad waarvan julle sê dit sal deur die swaard en hongersnood en pes in die mag van die konings van Babel gegee word. Ek sal hulle bymekaar maak uit al die lande waarheen ek hulle verjaag het in my gloeiende toren en in my groot woede. Ek sal hulle hierheen terugbring en hulle sal hier rustig kom woon. Vriende, en hoor dan veral die volgende vers of 2. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Ek sal hulle 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers gee. Hulle sal my altyd dien vir hulle eie beswil en vir die van hulle kinders na hulle. Ek sal 'n blywende verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie, en ek sal in hulle die begeerte lê om my te dien en nie van my af weg te draai nie. Ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my trou. Met alles wat ek is, sal ek hulle weer in die land vestig. So sê die Here, soos ek hierdie groot ramp oor hierdie volk gebring het, so sal ek ook al die goeie wat ek beloof het, na hulle toe bring. Vriende, en dan in Markus
10 vers 27, dan kry ons ook as ware dieselfde belofte, en ek lees net daardie een vers. Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Dan Jesaja 35 vers 1 en 2, en daar lees ons die volgende. Die woestyn, die dorland sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met afodille. Hy sal in die volle bloei staan, hy sal juig en sing, hy sal die pragt van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. En dan ons laaste gedeelte, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar ek wil hê jy moet Esegiel 37 vers 1 tot 14 goed gaan deurlees. Ek lees net vir jou vers 13 en 14. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Die hoofstuk gaan oor die visioen van die droë bene, wat dan seëning omkry en vleis omkry en vel, en dat die gees van God dan in hierdie doodsbeenere ingeblaas word. Ons lees dan net tot sover. Mag die Here vanoggend ook sy woord aan ons seën. Nou vriende, in ons huis is sprokiefilms nogal 'n baie groot treffer. En nie een groter as Poestertjie nie. Of dan natuurlik soos ons dit in Engels amper beter ken ook as Cinderella. My persoonlike gunsteling uit hierdie film is die liedjie Impossible. Dit is waar die goeie vee vir Poestertjie 'n hele koets met perde en ruiters uit 'n pampoen, muise ensovoorts uit optower. Sy verander ook Poestertjie se klere in die mooiste rok met 'n kroon, pragtige juwele en die mooiste glas skoentjies. Dis dan in hierdie toneel dat hulle die liedjie sing Impossible. Kom ons kyk daarna. Oh, dear fairy godmother, it all seems so impossible. Impossible for a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Impossible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage. And four white mice will never be four white horses. Such fol-de-rol and fiddle-dee-dee, of course, is impossible. But the world is full of zanies and fools who don't believe in sensible rules and won't believe what sensible people say. And because these daft and dewy-eyed dopes keep building up impossible hopes, impossible things are happening every day. Impossible, 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 impossible. And remember how very, very hard I am wishing. Impossible for a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Impossible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage. And four white mice will never be four white horses. They will. Such fol-de-rol and fiddle-dee-dee, of course, is impossible. But the world is full of zanies and fools who don't believe in sensible rules and won't believe what sensible people say. And because these daft and dewy-eyed dopes keep building up impossible hopes, impossible things are happening every day.
a golden carriage. It's possible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage. And 4 white mice are easily turned to horses. Such folderol and fiddly-dee, of course, is quite possible. It's possible, for the world is full of zanies and fools who don't believe in sensible rules and won't believe what sensible people say. And because these daft and dewy-eyed dopes keep building up impossible hopes, impossible things are happening every day. It's possible. 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 Nou goed, waar begin ons? Kom ons begin by die woord. Onmoontlik, impossible. Ek dink dis die woord wat in hierdie stadium van ons lewe, in ons persoonlike lewens miskien, maar ook in Suid-Afrika en in die wêreld die meeste gebruik word. Dit is onmoontlik. It is impossible. Maar in Aspoestertjie se sprokie word die onmoontlike moontlik. Die harde werklikheid het ons almal egter so ontnigter dat ons amper vervaard wegspartel van die idee waar 'n sprokie wonders laat gebeur en die onmoontlike in die moontlike verander. In ons realistiese wêreld sê ons dan, maar dis gans onrealisties, dit kan nie so gebeur nie. Ons moet na die realiteit kyk. Dis wanneer ons dan sê, 'n mens wat doodgaan word nie skielik wakker nie. Daar is nie skielik R100,000 in 'n bankrot bankrekening nie. My eksamenpunt of toekoms is nie skielik rooskleurig nie. Dis asof ons ontnigtering ons na 'n plek toe vat waar die onmoontlike onmoontlik bly. Nou as ons in so 'n wêreld leef, dan spring my gedagtes na 'n beeld toe van 'n dorre woestyn waar daar geen lewe sigbaar is. Dit voel so leeg en leweloos. Nog 'n film sprokie wat in my gedagtes opkom is The Lion King, waar die hyenas as hulle klaar oorgevat het en alles verwoes het in die kaal gestroopte aarde lê so droog en sonder water. Dit laat my dan dink aan ons visioen waarvan ek die einde gelees het in Jesegiel 37 waar die laagte vol doodsbeendere gelê het. En as dit daar lê, dis uitgedroogde spierwit bene. Dan vra God vir Jesegiel, kan hierdie bene weer lewe? Nou vriende, Jesegiel wou dit nie hardop sê nie. Hy sê dit mooi. Hy sê nee Here, net U sal weet. Maar ek dink hier in sy binneste het hy gesê, nee, wragtig, dit is onmoontlik. En is dit nie hoe ons lewens lyk vandag nie? Die onmoontlike wat net nooit moontlik word nie. Die woestyn is steeds woestyn en hierdie doodse gevoel binne in ons is steeds die vallei van doodsbeendere. En soos wat God vir Jesegiel gevra het of daar weer lewe in die doodsbeendere kom, net so wonder ons of die onmoontlike regtig moontlik kan word. Is dit moontlik, Here, om die graf in my, die doodsheid, in 'n pragtige tuin te omskep? Is dit moontlik om my doodsbeendere te oortrek met vleis en vel en gees, sodat ek net weer kan lewe? Is dit moontlik om hierdie swartgalligheid in my te vernietig, al verander my omstandighede glad nie? Dis dan dat die Here
ons antwoord uit Jeremia 32 vers 27. Ek is die Here jou God. Van al die mense is ek God. En dan vra hy, is iets vir my onmoontlik? Is iets vir my onmoontlik? Geliefdes, met ons belydeniskamp het ons jong mense hulle lewensstories gedeel. En sonder uitsondering het hulle stories getuig van moedeloosheid, gebrokenheid en van onmoontlike omstandighede. Van siekte, akademiese uitdagings, huislike omstandighede, trauma tot sommer net totale leegheid. Ek dink nie hulle lewensstories klink veel anders as ons sinne nie. En as volwassenes, as groot mense, het ons nog soveel meer uitdagings en trauma al in ons lewe beleef. En dis binne in hierdie stories dat God vanoggend kom inklim en sê, ek is die Here God van al die mense, is iets vir my onmoontlik. Vriende, en as jy egter baie mooi dink, dat, en sommer net na jou eie storie, dan gaan jy uitvind dat elke storie die onmoontlike kom ontmoet het, en juist dan 'n deur oopgemaak het, ruimte geskep het, sodat die onmoontlike wel moontlik word. Op so 'n manier het hy genees en hoop geskep en lewe gegee. Geliefdes, en dis die God wat die onmoontlike moontlik maak. Kom ons staan vanoggend dan bietjie stil by Jeremia 32. Hierdie hoofstuk vertel eintlik vir ons nie 'n mooi storie nie. Hy vertel van 'n volk wat so droog gemaak het, dat die onmoontlike onmoontlik gebly het. Van afgoderry tot die wreedste manier van doen en moord en geweld wat in hierdie volk en in hulle omstandighede hoëgety gevier het. Ons sou kon sê dat daar 'n leweloosheid in die graf was en dat hulle in hulle doodsbeendere vasgevang is. Jeremia sê die volk het van jongs af net verkeerd gedoen in die oë van die Here. Hulle het hulle eie pad gestap en die rug gedraai op wat die Here hulle geleer het. Ek dink Jeremia het in hierdie hoofstuk namens God gehuil oor die grafte wat net grafte bly en dat daar geen mooi tuin vanuit die doodsheid wou opkom nie. Die onmoontlike het onmoontlik gebly. My vriende, sien, as ek myself omring met moedeloosheid en donkerte en doodsheid en leegheid, dan is dit al wat ek sien. Dan glo ek dis die werklikheid en ek glo dat daar geen ander werklikheid is nie. So ruk terug in 'n gesprek met 'n 28-jarige jong man, moet ek hoor hoe hy twyfel in sy geloof en hoe God vir hom ver is en hoe hy onseker is oor die bestaan van God. Toe ek hom vra of hy Bybel lees en bid en kerk toe gaan, toe is sy antwoord nee, lankal nie meer nie. Sy leefwêreld is een waarvan God nie deel is nie. En daarom kan hy onmoontlik nie vir God daar kry nie. En daarom kan die onmoontlike nie moontlik word nie. Baie vinnige storie, ek dink sommer nou daaraan. Die man gaan sny hare, die haarkapper en hy gesels en die haarkapper sê op 'n stadium vir hom, God bestaan nie. Die man wil toe nou nie daarop ingaan nie, hy vra toe nou maar net, hoekom nie? En die man sê, ag, kyk hoe lyk die wêreld, dis stikkend, dis gebroke, alles is deurmekaar, God bestaan nie. Hy los dit toe nou maar, betaal, gaan uit en toe hy buite kom sien hy 'n boemelaar wat daar staan, hare onversorgde baard, lang hare. Hy draai net daarom, hy stap terug en hy sê, haarkappers bestaan nie. Die man sê, wat bedoel jy, Isak? Hy sê, nee, kyk daar, kyk hoe lyk daai boemelaar.
Haar kappers bestaan nie. Haar kapper sê vir hom, meneer, jy verstaan nie. Al wat daai man moet doen, hy moet net inkom. Ek sal sy hare vir hom gratis sny. Hier is ek bestaan. Hy moet net kom. Vriende, die onmoontlike gaan onmoontlik bly as ons in die duisternis bly en nie naby God kom, sodat ons hom kan sien vir wie hy is en besef dat hy die onmoontlike moontlik kan maak nie. Vriende, die onmoontlike kan alleen moontlik word as ek verby die donker, verby die doodsheid kan begin leef en in die lig en lewe inkom. En dit kan alleen gebeur as ek my lewe vir die Here Jesus gee, waar hy in hierdie duisternis en onmoontlikheid van my lewe kan inkom, dat ek hom toelaat om daar te wees. Hy beloof in genade dat hy ons sal help om weer die lig te sien en daar binne te lewe. Vers 39. Ek sal hulle 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers gee. Hy gee dit. Geliefdes, hoor mooi, met 'n onverdeelde hart. Met ander woorde, 'n hart wat heeltemal aan die Here behoort en nie halfpad aan my werk of my sosiale lewe of selfs my gesin of aan vriende of geld of besittings nie. Maar dat daar 'n onverdeelde hart sal wees wat op 'n vaste koers saam met Jesus in sy voetspore sal loop en wat my gaan help om raak te sien dat die onmoontlike moontlik kan word. Niks is vir God onmoontlik nie. En met 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers saam met Jesus sien ek dit raak en kan ek hom vertrou vir en met my hele lewe en vir die onmoontlike. Vriende, as jy met hierdie onverdeelde hart naby aan Jesus leef, dan kom hy naby genoeg aan jou om in jou menswees die begeerte te plant, sê vers 39 en 40, in jou menswees te plant die begeerte om nie van hom af weg te draai nie. Want sien, as ek my kop of my oë wegdraai van Christus af, dan kan ek nie meer die onmoontlike verwag nie. Of sien hoe die onmoontlike dan 'n werklikheid word nie. Want dan is my oog nie meer op hom nie. Ek dink die groot probleem is dat ons doodsheid maak dat ons nie meer 'n begeerte het dat ons Christus kan sien vir wie hy is nie. Die begeerte wat hy in ons plant, neem ons ook nie eers meer ernstig op nie. Werk is belangriker, sport is belangriker, geld, sukses, die lewe, sosiale lewe is belangriker. Maar die begeerte om naby God te leef sodat die onmoontlike kan moontlik word, het verdwyn. Dis wanneer ek net van dag tot dag voortploeter en net donker te sien, grafdonkerte waar die doodsbeendere nooit weer sal kan lewe nie. Ek kyk dan vas in die onmoontlike. Dis wanneer swartgalligheid in my binneste kom lê. En weer eens kom God in Markus 10 vers 27. En vanoggend kyk hy jou in die oë soos Jesus sy disippels in die oë gekyk het. En hy sê vir jou en vir my, my geliefde seun en dogter, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie. Want vir God is alles moontlik. Kyk terug oor jou lewe. Kyk hoe jou lewensstories 'n getuie is van hoe God alreeds hoeveel keer die onmoontlike kom moontlik maak het. Dis wie hy is. Dit was so aan die begin toe God uit niks geskep het nie. Dit was so toe hy in die Ou Testament in Jeremia 32 die onmoontlike kom moontlik maak het. Dit was so in die Nuwe Testament toe Jesus uit die dood uit opgewek is. Dit was so in jou en in my lewe hierdie oomblik. En weet jy wat? Dit sal tot in ewigheid so wees dat God die onmoontlike kan moontlik maak. Ja,
Die doodsbeendere en die grafgevoel binne ons verdwyn nie in 'n oomblik nie. Die Here verander die doodsbeendere laagte in 'n pragtige tuin. Maar julle wat lief is vir tuin maak weet, dit vat tyd, dis 'n proses. Maar dan moet jy in die genade ruimte van God inbeweeg en in sy lig wandel. Met 'n onverdeelde hart en op 'n vaste koers saam met hom die pad stap, sodat hy jou kan wys hoe hy 'n woestynwêreld verander in 'n pragtige tuin, ja, soos ons in Jesaja 35 gelees het, 'n tuin vol pragtige afodille. Dan sal die begeerte wat die Gees van God in jou plaas om saam met Jesus hierdie pad te stap, vir jou 'n erns wees. Iets is wat jy heel eerste prioriteit in jou lewe maak. Vriende, kan hy dit in jou lewe doen? Ja. Want God maak in Christus Jesus die onmoontlike moontlik. As ons hoor in die sprokie van as poestertjie dat enige iets is moontlik, dan moet ons weet dat God is nie 'n sprokie nie. God is werklik. Hy is die realiteit en hy maak die onmoontlike moontlik. Ek sluit af met 2 verse van Elevation Worship se lied From Graves into Gardens. En hy sê, you turn mourning to dancing, you give beauty for ashes, you turn shame into glory, you're the only one who can. You turn graves into gardens, you turn bones into armies, you turn seas into highways, you're the only one who can. Vriende, moenie vandag gaan slaap as jy nie naby aan hierdie God van die onmoontlike gekom het nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U kan aanbid as die God van die onmoontlike, wat die onmoontlike moontlik maak. Here, ons bid dit oor ons gesinne. Ons bid dit oor ons kerke. Ons bid dit oor ons dorp, oor ons land, oor die wêreld. Here, soos ons vanoggend na hierdie boodskap luister, is daar waarskynlik 'n klomp mense wat swartgallig geword het, wat hoop opgegee het oor ons land, oor hulle dorp, oor kragvoorsiening, oor watervoorsiening. Ag Here, sommer net oor ons lewe en oor ons gesinne selfs. Help ons asseblief vandag, Gees van God, kom lê in ons die begeerte om naby aan U te leef en nie net naby aan ons aan U te leef nie, maar ook vir ons te wys dat U die God is van die onmoontlike en dat U die onmoontlike moontlik maak. Help ons om met 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers saam met U hierdie pad te stap. Dankie dat ons dit kan bid. Dankie vir U goedheid, Here. Dankie vir die belofte van lewe te midde van 'n woestynwêreld. Here, ons bid vir hulle wat in hierdie tyd ongelooflike trauma beleef. Wat seer het, wat stikkend is. En ons vra dat U vir hulle sal toevou, Here, ook vir hulle die nuwe lewe sal bring. Vader, ons sê dankie vir 'n nuwe seisoen, vir reën wat al geval het. Ons bid regtig vir ons land, vir plekke wat deurgeloop het onder vuur, en Here, dat U ook daar vroegtydig reën sal stuur en ons land werklik 'n mooi tuin sal maak, fisies, maar ook geestelik. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, baie mooi dag vir jou. Die lied wat ons gaan sing, vermoed ek, gaan waarskynlik nie toegelaat word nie, en daarom gaan ons vir jou apart die link, die skakel van die lied aanstuur, en dis die lied wat ek aangehaal het, From Graves into Gardens, From Graves to Gardens, pragtige lied, en ek wil jy moet dit asseblief luister, al moet jy nou apart op die skakel gaan klik. Ontvang dan nou ook die seën van die Here, en gaan lewe dan, saam met hierdie God wat die onmoontlike moontlik maak. Mag jy, waar jy ook al is in hierdie oomblik,
diep bewus daarvan word dat die Here in jou die begeerte plaas om met 'n onverdeelde hart op 'n vaste koers agter hom aan te loop, sodat jy kan sien dat hy die God is wat die onmoontlike moontlik maak. Amen. Vriende, aan die einde van hierdie boodskap sal jy ook ons bankbesonderhede kry. Ons het verlede week dankfees gehad. Miskien is jy nie deel van die gemeente nie, op 'n ander plek, maar jy het ook die behoefte om dalk op 'n manier ook by te dra tot die werk wat ons doen. Dan is jy baie welkom om ook ons bankbesonderhede te gebruik en 'n inbetaling te doen. Baie dankie. Mooi dag vir jou.